As hy, goeiemôre en baie welkom. Dis die 4de Sondag van Paastyd. Dit is die wonderlikste tyd as ou net jou gedagtes laat gaan en besef, Jesus het regtig uit die dood uit opgestaan. Hy lewe en ons saam met hom. Dan is dit wonderlik groot. So kom ons maak ons oë toe. Here, U lewe en ons saam met U. En daarom is ons hier saam. Wil ons U aanbid. En wil ons eintlik net bid en sê, Here, wees ons genadig. Amen. En dan reageer die Here en sê, genade en vrede vir julle van God die Vader, van ons Here, Jesus Christus, deur die werk van die Heilige Gees in ons elkeen se lewe. Die kinders sing ons het lied, nee, my God is so groot, so sterk en so magtig. Nou ons gaan nou ietsie daarvan beleef in die teks vanoggend. Handelinge 9, en ek wil vra dat ons vanaf vers 32 begin saam lees. Die teksgedeelte is eintlik van vers 36 af, maar dis 2 wonderwerkies, as daar iets soos klein wonderwerkies is. Maar, voor ons lees, kom ons bid gou saam. Here, ons wil graag die woord in ons hande neem, en ons wil die woord lees, maar ons wil baie meer bid as dit. Ons wil vra, dat U woord ons sal omvorm. Ons is die klei, U is die pottebakker. Omvorm ons, totdat U met ons tevrede is. Amen. Kom ons lees saam. Vers 32, Handelinge 9, vers 32. Petrus het baie rondgereis, en op 'n keer ook by die gelowiges gekom, wat in Lydda gewoon het. Daar het hy 'n man met die naam Eneas teëgekom, wat verlam en al 8 jaar lank bedlend was. Eneas, sê Petrus te hom, Jesus Christus maak jou gesond, staan op en maak jou bed op. Hy het dadelik opgestaan. Al die mense van Lydda en die Saron vlakte het hom gesien en hulle tot die Here bekeer. In Joppe was daar 'n gelowige vrou met die naam Tabitha, 'n Grieks Dorcas. Sy was altyd besig om goed te doen en die armes te help. Juis in die tyd toe Petrus in Lydda was, het sy siek geword en gesterwe. Hulle het haar gewas en in die bokamer neergelê. Aangesien Lydda naby Joppe is en die gelowiges gehoor het dat Petrus daar is, het hulle 2 mans na hom toe gestuur met die versoek, kom tog gou na ons toe oor. Petrus het dadelik saam met hulle gegaan en toe hy daar kom, het hulle hom na die bokamer toe geneem. Al die weduwees het by hom kom staan en snik het vir hom die klere gewys wat Dorcas gemaak het toe sy nog gelewe het. Nadat Petrus almal uitgestuur het, het hy gaan kniel en gebid. Toe het hy na die liggaam gedraai en gesê, Tabitha, staan op. Sy het haar oë oopgemaak en toe sy vir Petrus sien, het sy regop gesit. Hy het haar met die hand help opstaan, die weduwees en die ander gelowiges geroep en haar lewend voor hulle gebring. Die hele Joppe het hiervan gehoor en baie mense het tot geloof in die Here gekom. Petrus het 'n geruime tyd daar in Joppe gebly, by 'n sekere Simon, 'n leerlooier. Ons lees tot daar toe saam. Wat is jou plan met die een goeie, opwindende lewe wat jy het? Wat is jou plan? Ek kan dit vir jou in Engels ook vra, so 'n bietjie anders sin. What would it take from me to make a good life and merely a good living? What would it take from me to make a good life and not merely a good living? Jesus het nie 'n good living gehad nie, hy het 'n good life gehad. En ek sê, jy het 'n goeie lewe gehad, en nie 'n goeie, want hy het maar vir 3 jaar het hy publiek opgetree, van uit ouderdom 30 tot 33. En na 3 jaar is hy doodgemaak. Dan wil ou sê, hy het mos nie 'n good living gehad nie, maar hy het 'n good life gehad, nee? En hy het sy lewe vir sy skape gegee. Wat gee ek? Wat is jou plan met die een goeie opwindende lewe wat jy het?
Dis 'n belangrike vraag en ek wil hê jy moet hom in jou gedagtes so mettertyd bly antwoord. In die Harper's Weekly, daar in die 1800s het daar 'n artikel verskyn wat vir ons nou baie snaaks sal wees. Maar dit het gegaan oor wie is die beste, wie is die ware, die inherente beste kunstenaar. En toe het Harper's Weekly met 'n hele artikel probeer bewys, iemand wat na 'n kunsgalery toe gaan en dan voor 'n kunsmeesterstuk gaan sit en daai kunsmeesterstuk kan naboots dat dit net soos die oorspronklike lyk. Dis jou beste kunstenaar. En toe het hulle nogal gesê om nie net met jou hand en oog die kunswerk te kan nadoen nie, maar met jou hart en siel daarin te kan wys. Nie net met jou hand en oog nie, maar met jou hart en siel. En toe dink ek, ja, as die Harper's Weekly nou dit gesê, dan wil ek sê, Petrus was 'n uitmuntende kunstenaar, want hy het nie net met sy hand en oog vir Jesus nagevolg nie. Hy het hom met sy hart en siel ook nagebootst. Dit was Petrus. Hy het nie net Jesus oorgeleef nie. Hy het Jesus uitgeleef. Want dis wat ons hier by hom sien, in hierdie gedeelte, is dat soos wat Jesus opgetree het toe hy op aarde was, as hy by siekes en by dooies gekom het, dit het Petrus dan ook gedoen. Wat 'n interessante ding. Wat is die plan wat jy het met jou een goeie opgewonde lewe? Kyk, hier is 2 klein wonderwerkies wat hier geskryf word. Ek sê maar klein wonderwerkies, dit is waarskynlik groot, maar in die hele handeling is dit eintlik, wil ek sê, dis maar 2 wonderwerke wat plaasgevind het. Maar in Handelinge begin die evangelie by die Jode en Petrus is die hooffiguur en dan word die evangelie oorgedra ook aan nie-Jode, aan heidene en word Paulus die hooffiguur. En ons sal dit noem 'n fade-in waar die Jode en die nie-Jode bymekaar kom, is in hierdie hoofstukke waar ons nou besig is om te lees. So daar's 'n skuif wat plaasvind. So selfs in die verhaal wat vertel word, is daar 'n skuif wat plaasvind, dat die evangelie van die Jode na die nie-Jode toe oorgegaan het. Daarom word daar vertel van Tabitha, dis haar Joodse Hebreëse naam, maar haar Griekse naam, nie Jode, is Dorcas. En dan, as hulle vertel van haar liggaam, dan sien ons die rituele wat hulle gebruik het. Dit word nie so eksplisiet gesê nie, maar dit is soos iemand se liggaam wat daar gebalsem word. Wat die Jode dit nie gedoen het nie. Hulle het daar die liggaam skoongemaak, toegedraai en voor die son onder is begrawe. Maar die nie-Jode het wel eers die liggaam gebalsem en alles. En hier word haar liggaam nou neergelê en hulle gaan roep vir Petrus ver en sy stap, 2 manne moet stap om gaan haal, terugbring. En dan sien ons aan die einde van die verhaal dat Petrus, wat 'n Jood was, by iemand by 'n leerlooier gebly het. 'n Leerlooier was, omdat hy met dierevelle en so aangewerk het, het almal aangeneem, hy's onrein. Hy het ook buite die dorp gebly, want 'n leerlooier stink verskriklik. So 'n klompie stories vertel eintlik dat die verhaal van die Joodse geloof wegskuif en dat Christus sentraal staan en dat Christene Jode en nie Jode kan wees nie. So dit lê so in hierdie verhaaltjie ingeweef. En dan sien ons die belangrike sinnetjie wat in al 2 hierdie wonderwerke is. Mense het begin glo in God en in die Here Jesus Christus. Mense het begin glo. So Petrus was blootgestel aan mense wat nie noodwendig Jode is nie. En toe sê hy vir hulle, ek gaan die evangelie aan julle aanbied, soos my Here vir my die voorbeeld genoem het. En dat is het pragtig, as ons sien hoe dat Petrus dan in die kamer kom, en dan stuur hy almal uit, en Jesus het dit gedoen met die dogtertjie, Talita. As hy vir Talita, dat by Talita kom, dan stuur hy almal uit, en dan bid hy, en dan sê Jesus, mos Talita kom, dogtertjie, ek sê vir jou, staan op. Hier kom Petrus, en hy bid, en dan sê hy, Tabitha, staan op. Maar hy het nie net deur die rituele gegaan.
Vir hom het dit regtig gegaan in die gebed, dat hy gesê het, Here, hier is ek nou. Wat wil u hê moet ek doen? Wat wil u hê? En God het vir hom gesê, ek wil haar weer lewend maak deur jou. En daarom was dit God se wonder, net eenvoudig deur Petrus. Maar dis vir my mooi die voorbeeld wat Petrus stel. Vir Jode, vir nie Jode, waar ook al. Ek moet eintlik vir jou sê, dankie tog dat die evangelie van die Jode na die nie-Jode en later na die heidene in Europa gegaan het. En van Europa af na die suidelike punt van Afrika, en hier is ons. Dankie Here, Christene. Leboeuf skryf 'n hele storieetjie. En dan vertel hy van die onderwyseres wat by haar grondslagfase kinders in die klas kom. En dan kom die kinders die middag by die huis, dat hulle so groot roset op hulle rug, en dan staan daar, catch me being good. En dis 'n pragtige idee. Pa, ma, moenie jou kind uitvang net as hulle sleg doen nie. Vang hulle uit wanneer hulle goed doen. En dit het my nogal 'n dingetjie laat beleef. Catch me being good, wanneer ek goed gedoen het. Hier is Petrus uitgevang, dat hy goed gedoen. Hier is Dorcas na haar dood uitgevang, dat sy goed gedoen het. Petrus staan daar, en weduwee kom by hom en sê, kyk hierdie klere wat sy vir my gemaak het. Ander mense weet dit nie, maar kyk hoe sy aan my goed gedoen. Uitgevang, dat sy goed gedoen het. So as jy weer kom by, wat is jou plan met die een opwindende enigste lewe wat jy het? Catch me being good. Vang my uit. Maar nou begin my gedagtes loop, hoekom Dorcas? En ek het nou al deel van die antwoord al 'n bietjie begin gee. Hoekom het God, dan deur Petrus, Dorcas weer na die lewe toe teruggebring? En dis nie ewige lewe nie. Sy het gelewe en sy het weer gesterf. Ewige lewe is om vir altyd saam met God te lewe. Hierdie was net 'n ekstra lewe op aarde. Hoekom het Petrus vir Jesus nageboots en dit gekom daar by goed doen? Met hart en siel, met hand en oog het hy gedoen wat God wil hê. Het is nogal pragtig dat 'n mens dit van Petrus kan sien, né? Met hand en oog en hart en siel het hy sy heiland nagevolg en nageboots. En dan wonder ek oor Dorcas, maar dit is presies dieselfde by Dorcas. En jy weet, hulle het nou in die week wat verby is, het die Rooms-Katolieke kerk begin om weer te bid en weer 'n nuwe paus aan te stel, en dit het my gedagtes laat gaan. Nou hulle gebruik nog baie Latynse terme. En daar is 'n paar Latynse terme wat vir ons ook waardevol is. En ek gaan die woorde sê, ek gaan dit sommer net so ou merkertjie terug, en dis die woorde. Dit is visto, poto, sibu, remido, tego, coligo, condo. Ja, jy hoef dit nie te onthou nie. Visto is, help mense in nood. Polo is, gee water vir hulle wat dors is. Gibu, gee vleis vir hulle wat honger is. Remido, bevry die gevangenes. Tego, gee klere vir hulle wat sonder klere is. Caligo, help die gewondes, maak hulle gesond. En condo, begrawe die dooies. En dit is eintlik maar wat sy hier gedoen het. Dorcas of Tabitha het goed gedoen aan die gesigloses. Sy het eintlik hierdie goed gedoen wat ek nou hier gelees het. En soos Petrus nie towerformule abracadabra met 'n omhaal van woorde gekyk het hoe sy gehoor en met hulle gespeel het en hulle geflous het nie, maar net gefokus het op wat is die wil van Jesus Christus. Hy het gedoen wat sy Here hom geleer het om te doen. So het Dorcas ook net gesê, ek doen wat my God gedoen het. Ek doen goed aan hulle wat eintlik maar gesigloos is. Ek help hulle wat hulle self nie kan help nie. En so het Petrus se werke die grootheid van Jesus Christus gewys. En so het die werke van Dorcas die grootheid van God gewys. En toe kry sy nog 'n kans. Doen goed. Daar waar ons kan, doen ons goed. Dis hoekom Dorcas. Maar hoekom Joppe? Joppe was 'n hawestad. En hawestad het hawestad probleme. Matrose was rowwe mense. Rower as 'n onstuimige see. Verskriklike rowwe mense. Dit is nie 'n wonder dat ons sê iemand vloek soos 'n matroos nie. Seemanne is moeilike goede.
So daar was nog daai tyd ook baie seerowers en daar was soldate, so ouens wat goue geldjie wil maak, dit was daar skobbejak. En in hierdie rowwe onstuimige, gorrarige stad was daar 'n klein gemeentetjie, Christengemeenskap. Die evangelis Philip het hierdie gemeente tot stand gebring. Tabitha, wat bokkie beteken, of Dorcas, sy was 'n besigheidsvrou, sy het handel gedryf, sy het gedoen wat sy kon doen. En dan dink ek, hoekom Joppe? Maar dan wil ek vir jou vra, waar is jou Joppe? Want so baie keer kyk ek na my eie lewe en dan dink ek, hier rondom my, hoe sal dit nou help, ek bring die evangelie hier waar seerowers en skerminkels is, waar mense net jaag vir geld, waar mense sommer net so afgeskryf word. Vreemde karakters. Skuurpapiermense. Waar is jou Joppe? Gaan gee liefde, gaan doen goed in jou Joppe. Tussen die haweloses, tussen die droogmaak tieners, tussen die mense met hulle huislike probleme en die skuurpapier mense in ons straat. Kom ons gaan doen goed. Want, soos iemand geskryf het, hy sê, hierdie wat Dorcas gedoen het, dit is buitengewone liefde. Om elke mens gelyk te ag, kom nie vanself nie. 'n liefde wat nie opdroog na 'n maand nie. Dis nie 'n Romeinse ding nie. Dit is die liefde wat van God afkom. Timothy Merrill het dit gesê. Dit is die liefde wat van God afkom. So partykeer kom die groot krag in klein botteltjies, klein plekkies soos Joppe, 'n klein onsigbare mensie soos 'n Dorcas. Die bron van Petrus se goed doen was God wat dit deur Petrus gedoen het. God het deur Petrus vir Eneas aangeraak en vir Dorcas Tabitha aangeraak. Dorcas het 'n verskil gemaak daar waar sy leef. Petrus het rondgereis en dan in Lydda en dan in Joppe, oral waar hy kon het hy goed gedoen. Dorcas het daar waar sy gebly het, het sy goed gedoen. Klein mensies, die onsigbaar is, gehelp. Dit is die opstandingsstorie. Jesus het uit die dood uit opgestaan. Ek en jy kan die lewe bring hier waar ons lewe, met hierdie een lewe wat ons het. Nou wil ek jou 'n verhaaltjie vertel wat regtig gebeur het. Een van die eerste professors in die sielkunde was Erikson. En 'n student kom eendag by prof Erikson en sê, prof, sien jy nie kans om met my ouma te gesels? En my ouma is 'n formidabele mens, maar sy is so morbied. Dit gaan haar dood beteken, so depressief is sy. Erikson sê, ja, ek sal vir jou ouma gaan kuier by haar huis, gee met die adres. Die student is toe al verbaas, sy hele familie is verbaas. Maar daar klop hy aan die deur en die tannie skrik toe, hierdie prof nou hier by haar is. Hy sê, mevrou, as dit jou goedkeuring wegdra, wys my bietjie jou huis. Nou stap hy saam met haar deur die huis en hulle sien die en daar en hulle kom in die sonkamer en hy sê, viooltjies, ek is lief vir viooltjies. Sy sê, ja, ek het nogal groen vingers, ek kan het regkry om viooltjies te laat groei. En hy draai so om in die huis op, hy haal al die geld wat in sy sak het en hy gee dit, en dit was nogal 'n noemenswaardige bedrag, en hy gee dit vir die huis op. Hy sê, gaan die naaste plek toe, koop al die blompotte wat jy in die hande kan kry, koop het, bring het hiernatoe. En toe die aankom, toe sê hy, mevrou, van nou af, maak jy viooltjies. Jy kloon hulle, jy split hulle op, jy deel hulle, en ek sê jou, want ek weet jy's 'n mooi kind van die Here. Doop, dood en trou. As daar 'n doop is by jou gemeente, dan kry daai pa en ma 'n potjie met 'n viooltjie in. As daar dood is in die gemeente, dan kry daai familie wat hartseer is 'n viooltjie in jou gemeente. As daar 'n troue is, raai wat kry daai bruidspaar op hulle troudag? Hulle kry 'n potjie met 'n viooltjie in. Hele paar jaar later sien jy in die koerant, is 'n groot opskrif, viooltjie koningin sterf op 76-jarige ouderdom. En hy het net 'n glimlag gekry. Hy het haar gewys hoe om goed te doen met die bietjie wat sy het. Of dit met Petrus is wat rondreis en groot dinge doen, of dit Dorcas is wat net hier rondom haar goed doen, of jy viooltjie koningin is, dit maak nie saak nie. God wil jou gebruik daar waar jy is. Petrus het gedoen. God het deur Petrus gedoen wat hy wil. God het deur Dorcas gedoen wat hy wil. God wil deur jou doen wat hy wil.
Weet jy wat, né? Ek het nou so vinnig gesê, die evangelie het van die Jode na die nie-Jode gegaan, en julle weet van Paulus se droom, en toe die evangelie getrek na Europa toe, van Europa af na die suidpunt van Afrika toe af. Omdat mense gedoen het wat God wil hê, sê ons dank Vader, die evangelie het by ons uitgekom. Pas in jou joppe, pas in hierdie nuwe Suid-Afrika, doen goed daar waar jy is. Here, baie dankie vir 'n kosbare woord. Dankie dat U opgestaan het uit die dood en ook in my en in ons lewe 'n nuwe lewe gebring het. En dat ons nou kan goed doen hier waar ons woon en werk en leef. Daarom vra ons dat U ons sal seën, nie dat dit met ons sal goed gaan nie, dat U ons sal seën sodat ons tot seën sal wees vir almal rondom ons. Amen. Ek wil jou nou nooit sê, as jy vir die Here 'n dankieoffer wil gee, ons as gemeente is gerad om dit te doen, jou eie plaaslike gemeente is gerad om dit te doen. Gee vir die Here 'n dankoffer as teken uit jou hart uit. Maar nou wil ek die seën uitspreek en die Here spreek sy seën oor jou uit. En hy sê, gaan uit in die vrede van Christus, gedra deur sy genade en gevul met sy liefde. Wees ligdraers in hierdie wêreld en verkondig die opgestaane Here deur jou woorde en jou dade. Mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees elke oomblik by jou wees.